Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Mag vanmôre se boodskap vir jou tot seën wees. En my bede is dat die Heilige Gees deur sy woord en gees in jou hart en in jou lewe sal werk, dat jou lewe hom altyd sal verheerlik. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons is nog besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. Ons skriflesing vanmôre is Openbaring 20, vers 7 tot 10. Wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenis losgelaat word. Dan sal hy gaan om die nasies, wat tussen die 4 uithoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, te verlei, en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom, en die laar van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. In ons geleesde gedeelte van vanmôre, broeder en suster, het Jesus Christus aan Johannes kom openbaar wat met die Satan gaan gebeur aan die einde van hierdie wêreldse geskiedenis. Vers 7 tot 10 is vir ons 'n beskrywing van hoe die Satan oorwin is. Die Satan het alle goddelose nasies, alle goddelose mense, bymekaar laat kom vir 'n baie groot oorlog teen God. Die Gog en die Magog is simbolies geskryf om te verduidelik watter groot goddelose leermag byeengekom het om teen God oorlog te voer. Vers 8 sê, hulle is so baie soos die sand van die see, en hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom, en die laar van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Dit is Jerusalem. Maar God, broeder en suster, is steeds almagtig. Die Satan se krag is nie ewig nie. En daarom het God vanuit die hemel hulle verteer met vuur. En daarna is die duiwel in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. En hierdie plek is 'n werklikheid. As enige mens al ooit gewonder het of die hel bestaan, is hierdie verse van Openbaring 'n baie duidelike bewys en 'n beskrywing daarvan. In vers 10 staan daar, die mense wat in hierdie plek is, asook die Satan, die vals profeet en die anti-kris, hulle almal sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Alle mense wat nie in Jesus Christus wil glo nie, wat die Satan en sy bose magte navolg, wat die merk van die dier op hulle voorkoppe ontvang, en wat goddeloos lewe in hierdie wêreld, hulle sal vir ewig, dag en nag, gepynig word in die helse vuur. Ja, ook die Satan sal daarin gegooi word, want die Satan sal deur God self oorwin word. In ons teks word 'n finale veldslag beskryf, broeder en suster, tussen die ewige, lewende, ware God en die bose Satan met al sy trawante. Maar kinders van die Here moet dit nie moeilik vind om te weet wat gebeur aan die einde nie, want dit word vir ons beskryf in ons teks, naamlik God sal oorwin. Dis nie eers vir die Here moeilik om te kan oorwin nie. Geen gelowige hoef eers te wonder of hy aan die regte kant is nie. As ons aan God se kant is, het ons nou reeds deel aan hierdie oorweldigende oorwinning saam met Jesus Christus. God is almagtig en deur die lam Jesus Christus het hy die finale oorwinning
oor die Satan en al sy bose magte behaal. Daar kom 'n dag, dat hy eendag weer sal terugkeer, en elkeen wat nie in hom geglo het nie, sal saam met die Satan in hierdie ewige poel van vuur gewerp word. God is almagtig, en die ewige oorwinning behoort aan hom. En elkeen wat in hom glo, is saam met Jesus Christus meer as oorwinnaars. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre in hierdie nuwe dag U naam kan aanroep in gebed. En ons loof U vir wie U is. Dankie dat U 'n God is van liefde en genade en barmhartigheid. En dat U almal van hierdie wêreld uitnooi om in U te kom glo. Dankie dat ons in Jesus Christus meer as oorwinnaars kan wees. Dankie dat hy met sy kosbare bloed betaal het vir al ons sondes en ons kinders van die lewende God kom maak het. En dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Bevestig vandag U woord in ons harte, Here, sodat ons lewens sal getuig dat Jesus Christus die koning van ons lewens is. Seën vir ons hierdie mooi dag, lei behoed en bewaar ons, en gee vir ons krag om ons lewe elke dag aan U alleen toe te wy. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.